Oh, what a blessing, man. Amen. Halleluja. Ons neem ons sit lekker, Facebook familie, bly julle saam met ons. Allemaal wat inluister, Wolna, Hercules, Janice, Mornay, Helmet, Hebrew, Sierra, hulle my vriend, goed om jou ook te sien. Allemaal wat inluister, kom ons like, kom ons share, kom ons stuur hierdie boodskap so ver as wat ons kan. Ina daar in PE, baie welkom. Dit is jou ook saam met ons daar. So kom ons bid dit saam. Vader, ek dank U vir die liefde, U genade, U grootheid, dat ons vanoggend kan kom en sê, ons buig en ons aanbid U. Ons loof en ons prys U vir die goedheid, ook hierdie reën wat hier buite val. Ons dank U vir die reën wat ook oor hierdie hele land is, Vader, dat daar ook 'n geestelike reën oor hierdie land. Vader, seën op hierdie woord, seën dit aan ons liggame, ons siel, ons gees, ons oë is en oor is oop om te hoor en te sien wat die Gees van die Here deel in Jesus naam. Amen. Amen. So, volgende gaan ek met u praat oor, dit is so goed om nuwe mense ook volgende hier saam met ons in die kerk te hê, baie welkom, ons ook is 'n groot blessing. Ek wil met u deel oor rus wat in ons lewe so belangrik is, dat het julle al agterkom, baie keer is ons besig om plannetjies te maak en ons vertel die Here van ons plannetjies. En dis asof die Here nie weet wat jou plan is of wat in jou hart aangaan nie. En iets wat die Here die laaste tyd met baie Monique gepraat het is, ek dink partykeer is dit so maklik vir die mense om met dienaal te gaan. Wie gaan partykeer in dienaal? Al die eerlike mense in die kerk vanoggend. Wat ek bedoel met dienaal is, dat jy worry oor goeders, jy worry oor goeders, maar jy weet jy worry daaroor, en jy weet jy moet dit in die hand van die Here oorlos, maar partykeer wonder ek wonder of die Here nie net besig is met ander se goeders, dat hy nie by my goed uitkom nie, en dan gaan jy nie daar in om te sê, ag, miskien is dit nie so ernstig nie, ek kan dit nog weer, en dan vergeet, en in hierdie tyd, praat ek met Monique oor goed wat ons met die Here bespreek, wat ons bid, en ook oor ons gemeente Kairos, en nuwe werksgeleenthede, en goeders wat op my pad gekom het, en ons besig om met die Here daaroor te praat, en te bid vir strategie, en hoe en wat, en so aan. En die Here begin met my te deel om te sê, jy moet leer om in my rus in te kom. Dis goed om, en ons het hierdie hele 3 weke, het ons gepraat oor, om te bid, Pastor Monique het die Here Sondag ook gepreek, en my is die boodskap gewees, maar ek het met julle gepraat in die pad van gebed, hoe om te bid, en ons het gekyk na die tabernakel gebed, en alles wat daarmee saamgaan. Maar daar's 'n ding om te bid, en daar's 'n proses om te bid, en hoe om te bid, en dan die Here te vertrou. Maar dan, die laaste ding is om in die rus van die Here in, sodat die Here kan aangaan, en dat jy die Here kan vertrou. En dis 'n baie moeilike ding, want ons lê wakker, en ons rondrol, en ons sê, nie net agter die Here oop nie, maar ons sê, voor die Here oop, en agter die Here oop, en sy venster so, as die Here nie hierdie doen nie, dan gaan ek hierdie doen, en as die Here hier deurkom nie, gaan ek hier deurkom, en as die Here nie gou genoeg met die is, hier is my plan A, hier is my plan B, hier is my plan C, en as het nog erger gaan, hier is my plan Z, maar iewers gaan ek die Here mekaar iewers ontmoet. En dan is dit so moeilik om in die rus van die Here in te kom, om te rus en die Here te vertrou, vir sy goedheid. En as ons gaan kyk na die woord resting, want die Here praat met my oor resting,
Die R staan vir die wat neerskryf, en dankie Dries, ek weet, jy pas so gereeld en ek waardeer het. Die eerste een, die R, as ons kyk, resting, R. Die R staan vir ruling over negative emotions. Ek moet begin oor my anger kom, ek moet begin oor my bitterheid kom, ek moet oor my negativiteit kom, ek moet oor dit kom. Dus iemand gaan dit nie van my verander nie. Ek moet deel daarmee. Ek het Vrydag het ek business coaching gehad wat ek gedoen het, en terwyl ek met die ouens gepraat het, voel ek in my gees 'n baie belangrike woord, to thyself be true. To thyself be true. En to thyself be true beteken van ek moet nou beheer van oor sekere emosies. Ek kan nie langer hiermee loop nie, ek moet nou begin roel daaroor. Want as jy dieselfde bakstene gebruik van 'n paar jaar terug om jou huis te bou, gaan jy presies dieselfde huis bou. Baie keer die goedes van die verlede, dis soos om te sê, om dieselfde ding oor en oor te doen en te hoop dinge gaan verander, gaan nie verander nie. Dis amper insanity, het hulle op 'n tyd gesê, om dieselfde ding oor en oor te doen en te hoop dinge gaan verander. Dinge gaan nie verander nie. Jy moet begin roel daaroor. Die volgende een is establish in one's call. Dit beteken om vas te byt en in plan te kom met God se wil vir jou lewe. Om te weet waartoe gaan ek, wie is ek, wat is ek en waartoe gaan ek, is baie belangrik. Want as jy nie weet waartoe jy gaan nie, daar is so baie mense wat vir jou sê waartoe om te gaan. As jy nie weet, if you aim at nothing, you're going to hit it every time. Dus jy kan nie net aim at nothing nie, jy moet weet waarvoor is jy uitgestel, waartoe gaan jy. Ons is daar nog, ons het gepraat, want ons het die einde van hierdie maand het ons Catch the Fire profetiese diens, ons nooi ook almal wat inluister, wat in hierdie area is, kom, ons gaan vir elkeen in die gemeente gaan ons bid, einde van die maand, laaste Sondag is ons prophetic impartation diens, ek vertrou die Here vir 'n amazing profetiese week, wat soveel bediening gaan plaasvind, maar in hierdie tyd het ons al met die Here praat oor volgende jaar. Kan jy glo, oor 2 maande is dit volgende jaar? Nee, is ons in die nuwe jaar. Almal sê, kan ek net eers Kersfees sê, maar ons is op pad daartoe. En ons moet al weet, wat is die Here besig om met jou te deel vir volgende jaar? Wat is jou pad? Weet jy wat? Hier is 'n wat deel die Here met julle? Die volgende een is satisfied in content. En dis vir my 'n verskriklike moeilike ding om op 'n plek te kom, om op 'n plek te wees van ek is nou content, ek is tevrede. Dis 'n mooi woord in Afrikaans, tevrede. Maar contentness is vir my net bietjie groter, skep net 'n groter, is jy okay om okay te wees? Dis partykeer baie moeilik om te sê, ek gaan in die rus van die Here en ek vind content, ek gaan nou ophou moan en groan en ek gaan nou ophou kla en ek gaan leer wat die Here sê, wees getrou oor die binne en ek sê jou oor menig aanstel, maar content is om op baie plek te kom, dat jy in jouself content is, die vrede in jou het, dat die vrede wat alle verstand te bowe gaan, saam met jou is. Dan die volgende een, en dis hoekom dit so daar is tranquility is the absence of worry. Nou, absence of worry, dat ek op die plek te kom van dat ek op die hand van die Here soek, maar dat ek die aangesig van die Here soek. Dat ek die hart van God soek, en nie die hand van God. Want anders lyk dit asof ek die Here as 'n spaarwiel gebruik. As alles gegaan, dan waai ek die Here vir mekaar, maar as daar moeilikheid kom, dan hou ek aanklop aan die deur van die Here, want Here, U moet nou ingryp, want Here, U moet nou hierdie uitsort, Here, hier is soveel moeilik, en dan as dit uitgesort is, dan
word alles net jou as 'n spaarwiel gebruik agter die kar gesit en dan gaan jy aan. En ek is agtergekom het dat ek is op 'n plek gekom het om my siel rustig te kry om te sê, this too shall pass. En dit was verlang op ons almal het dit vir my altyd so interessant het daar ouens op WhatsApp profiele gaan kyk wat skryf hulle onder op hulle WhatsApp profiel en vir so lank moes ek 'n ding gepas het amper vir 6 maande. Teresa onthou het ek gepost Dion Jesus onthou het ek daarop gesit this too shall pass. Dat niks in die lewe is konstant nie. Daar is seisoene, daar is tye. En ek moet op 'n plek dat ek vrede in my hart het, wat ek tranquility in my hart het, in an absence of worry. Maar die woord sê, cast all your burdens unto me, for I care of you. En om met worry rond te loop, beteken, ek vertrou nie dat die Here hierdie ding gaan hanteer nie. En dan is dit eie pride, van ek voel, ek gaan dit hanteer, ek gaan my agterdeur, my voordeur, my linkerdeur, my A, B, C, D, alles gaan ek in plek sit. En dan, weet jy, hoe is my gebedslewe dan? Ag Vader, ag Here, ag asseblief, Here, dis Karel wat praat, want asof die Here miskien net nie weet, dis Karel wat praat nie. Here, ek weet daar so baie mense met worries, asseblief, luister nie. En dan is omtrent 45 of 30 minute of 20 of 10 minute van jou gebedslewe is net al jou worries wat jy gooi. Daar is niks praise nie, daar is niks worship nie, daar is niks dankie nie. Dis net jou lysie. Jy begin met jou lysie, jy eindig met jou lysie. En dan net voor die afsluit, net voor die avondsy, dan sê weet dit Here, weet jy wat so baie moeilike ding om te bid? Nogmaals nie my wil nie, maar laat U wil geskied. Ek het op 'n tyd gevoel, ek gaan daai uithaal. En dan net, ek haal dit net uit, dat ek net kan sê amen, want amen beteken laat dit so wees. En dan haal ek daai, nogmaals nie my wil nie, want dis 'n baie moeilike ding. Sê dit vir jouself, hierdie volgende dag, jy haal daai hele lysie weer uit. Want jy het die vorige dag gesê, nogmaals nie my wil nie, maar laat U wil geskied. Maar jy bring al julle laat, jy kom aangemeld en dan sê, dis amper goeie naam, goed, baie dankie, hier is my lysie, Here, ek dink nie U het gisteraand mooi gehoor, wat my lysie is, kan ek net weer begin met my lysie, ag mense kom, julle lyk so heilig hier op vir my, asof julle dit nie doen nie. En dan kom jy met jou lysie en ons almal doen dit. Mense, ek het al gedink as ek net meer huil, sal die Here meer grace en vinniger maak. Ag kom, mans kan ook huil, Jesus het ook gehuil. Dion huil, dan huil jy al klaar. So, die volgende een in ons is internal conflicts resolve. En internal conflict resolve beteken dat alle konflikte in my liggaam, my siel, my gees, dat ek met my eerlik wil wees, waar kom my vrees vandaan? Hoekom het ek hierdie vrees? Hoekom voel ek onseker? Hoekom kom goed een plek nie, dat ek deel? Wat staan tussen my en die Here? Is daar iets wat tussen my en die Here staan? Loop ek met onvergewensgesindheid? Het ek bitterheid? Het ek negativiteit? Is ek kwaad? Vir wie is ek kwaad? Die woord sê, as ek weet iemand het iets teen my, moet ek dit los, ek gaan regmaak. Jog, dis self 'n moeilike een dan. En dan, die volgende een is non-retaliation, bless your enemies. Dis 'n moeilike een. How do you bless your enemies? Opreg, bless your enemies. Dis so maklik, en daar's een vers in die Bybel wat ek baie van hou. Daar staan, judgment is mine. En ek het baie saam met dit gesê. Wie ken daai skrif? Judgment is mine. Julle jok, want dit staan nie regtig so nie. Daar staan, judgment is mine, says the Lord. Judgment is mine, ek het hom gelees net tot judgment is mine. En dan dink ek, komma, my steur mens nie vir jou aan kommas nie. But judgment is mine, says the Lord.
Dis 'n goeie ding wat mens kyk na ander en dan dink ek maar hulle doen dit verkeerd. En hoe gaan dit so goed met hulle? Maar kyk waardeur ek dit gaan. Wie het al voorgevloei? David het ook gesê, ek sien al hierdie mense gaan vorentoe, maar eers die Here, waarmee is hy besig met my heilig maak om? Of wat is hy mee besig? Maar daai non-retaliation is action and reaction om te kan bless. En die volgende een is gladness. Vir 'n groot tydperk vir my het ek begin wonder, wanneer laas het ek gelag? Wanneer laas was ek gelukkig? Wanneer laas het ek gehoor ek lag? Ons het twee pragtige hondjies, ons het 'n Yorkie en ons het 'n Pekingese en hulle gee vir ons soveel liefde en aandag. Maar dit is vir my net amazing, elke keer as jy sien waar die sterk het, hulle wys jou eintlik wat opregte liefde is en daai groot oë en daai liefde wat hulle kom en mens lag so vir hulle, dan hoor ek hoe lag ek as hulle mekaar in die huis rondjaag en ons een hond entertain homself, hy gooi vir homself op en dan gaan hardloop hy agter dit aan en dan gooi hy dit van die een kant na die ander kant toe en nou het hy geleer om op sy kosbak te gooi om ons aandag te kry. Ek gooi dan my kosbak, julle weet nog opstaan my voor, hy gooi sy kosbak van die een hoek na die ander hoek en dan hardloop hy voor ons verby met sy kosbak wat hy gooi. So manipulasie is ook daar. En ek hoor lag ek en ek dink, is dit nie fantasties om op 'n plek weer te kom dat jy kan lag nie? Want die lewe is so ernstig, en die lewe is hard, en die lewe is taaf, die lewe is nie vir sissies nie, maar gladness and joy in the Lord is so belangrik. So hoe kom ons daar? Die eerste gedeelte om op 'n plek van rus te kom, is dat ons op 'n plek moet kom waar die woord van die Here sê, God has given us a spirit of love, power and a self-mind. Wat beteken self-control? En dat ek in die sekuriteit het, dat al die dae van my lewe is in die boek van die Here geskryf. Daar's niks wat jy kan doen wat jy die Here gaan koes. Partykeer voel ons, dis uit die hand van die Here. Die Here kan niks hiermee doen nie. Ek het te ver gegaan of hierdie is verkeerd of hierdie of die bladsy het die mekaar geraak. Partykeer voel ons daar van die bladsy uitgeval. Maar as Job sê, all the days of my life is written in your book. En die oog van die Here is op die regverdige en die woord van die Here sê, ek sien Alfa en die Omega, die begin en die einde. Alles is opgeskryf. Daar's niks in jou lewe wat die Here nie weet. Jy het 'n destiny, Jeremia 1, ek het woensdag aand in die Midweek daaroor gepraat. Jeremia 1 sê die Here vir hom, I formed you while you were in your mother's womb. I set you apart, I called you, I named you as a prophet to the nation. Ek het jou voor die fondasie van die aarde, het ek jou geroep, het ek jou geweef, het ek jou aan mekaar. God het soveel detail gevat, net om jou op aarde te kry. Maak nie saak hoe jy op aarde gekom het nie, maak nie saak wat gebeur het, hoe jy op aarde gekom het nie, maar God het soveel invest in jou. Hy nie net het Jesus vir jou gesê, al was jy die enigste mens op aarde, so Jesus nog steeds vir jou gesterf het aan die kruis. Al was jy die enigste mens. So, Romeine 12 vers 3 sê, for I say, through the grace given to me, to everyone who is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly as God has dealt to each one a measure of faith. So jy het geloof. Die woord sê, to each one is given a measure of faith. Jy het geloof. Wat is geloof? Geloof is om te glo in dit wat ek nie sien nie, asof dit reeds gebeur het. Dis groter as hoop. Dis verby hoop. Dis verder as hoop. Nou sien ons ook dat die woord praat, to be satisfied, content. Hoor wat sê die woord van die Here in 2 Konings 4 vers 13. And he said to me, say now to her, look, you have been concerned for us with all this care. What can I do for you? Do you want me to speak on your behalf to the king?
unto the commander of the army, and she answered, I dwell among my own people. Kyk wat sê David, O Lord, Psalm 15. You are a portion of my inheritance and my cup. You maintain my lot. So U het alles in beheer. The lines have fallen to me in pleasant places. Yes, I have good inheritance. Spreuke 15 sê, all the days of the afflicted are evil, but he who is of merry heart, wat kies om sy joy in die lewe en sy joy in die Here te hê. His heart is a continual feast. Do not be concerned, but if you can be made free, rather use it. So, dan tranquility and peace, an absence of worry. En die woord van die Here kom in Mattheus 8 en sê, and suddenly a great tempest arose on the sea, so that the boat was covered with the waves, but he was asleep. Then his disciples come to him and awoke him, saying, Lord, save us, we are perishing. Ook sien ons met Petrus in Handelinge 12 vers 6 tot 7. And when Herod was about to bring him out that night, Peter was sleeping, bound with two chains, between two soldiers, and the guards before the door were keeping the prison. Now behold, an angel of the Lord stood by him. A light shone in the prison, and he struck Peter on the side and raised him up, saying, Arise quickly, and his chains fall off. Nou, in hierdie twee dinge sien ons dat in 'n storm, ek bedoel, ek is nie baie goed op 'n boot nie. Ek moet nie op 'n tyd gaan scuba dive en ek het onder op die bodem van die see het ek aan haar verloof geraak. Ek het met die diamant ring in my wetsuit afgeduik. Dit was 'n bietjie 'n storie, maar my gesig elke keer as ons op die boot geklim het en haar boot so gemaak het, was spierwit. Dit was nie die worry oor die ring nie, die see het net nie met my akkommodeer. Ok, is daar nog iemand wat so voor, as hy ding so begin gaan, dan spring ek al klaar in en sê, sien julle later. Maar iets wat interessant is, dat in 'n storm kry Jesus het reg om te slaap. In 'n storm. Dis nie eers, vir my is dit al klaar erg genoeg. Dis in 'n storm. Tweede plek, Petrus slaap tussen twee manne aan wie hy vasgebind is. Sy rug is oopgekoop, hy slaap so. En die engel moet hom slaan om hom wakker te kry. Die volgende dag word sy kop afgekap en hy rus in die Here. Die volgende dag word sy kop afgekap. Ek bedoel, niemand van ons gaan slaap nie. En hy weet, môre word my kop afgekap en hy kry het reg om te slaap. Hoe kry hulle dit reg om in 'n storm? Partykeer kry ons storms, nie fisiese storms nie, ons kry finansiële storms, ons kry emosionele storms, ons kry siekte, ons kry aanvalle, ons beleef storm. Maar hoe kry jy dit reg om in 'n storm aan die slaap te kan raak? Hoe kry jy dit reg as jy weet môre is my laaste dag op aarde om te kan slaap? Ek is bly jy vra. Wat 'n belangrike ding is dat Dawid kom en Dawid wys vir ons dat iets wat baie vinnig moet gebeur is dat jy in jou hart en in jou wese Dawid met konfliksituasies moet werk. Dawid gaan dit sê in 1 Samuel 17 vers 9 en David sê, what have I done now? Is there not a cause? Then he turned from home toward another and said to the same thing. And these people answered him as the first ones did. Wat het hy gedoen? Hy het eers in homself, op 'n tyd met Dawid, en die woord van die Here sê, David pulled himself up in the Lord. Op 'n tyd kom Dawid en hy sê, is there not a cause? Is daar nie 'n rede hiervoor nie? Op 'n tyd kom Dawid en die woord van die Here sê, en die mense, ons gaan nou daarby kom, waar die baba verloor het,
en Dawid het gegaan en hy het homself opgebou in die Here. En dit is die ding van internal conflict, dat ons eers in onsself gaan kyk om te vra, wat het gebeur dat ek so voel? Hoekom voel ek dit so? Wat is die toestand van hierdie situasie? Ek en jy het gister oor goeders gepraat en gevra, okay, maar wat wil ons sê? Vir wie wil ons wat sê? Hoe wil ons dit sê? Hoekom wil ons dit sê? Partykeer sluk ons net goeders en dit veroorsaak dat al daai goeders net binne ons kom lê, en as dit hier kom lê, gaan lê dit hier in ons koppe en ons sit met vrae wat ons wil vra, en ons sit met antwoorde wat ons soek, en ons kry nie die antwoorde nie, want ons is nie in vrede nie. Of as ons sit retaliation, exit, reaction. As ons kyk na Dawid en Shimei, sien ons duidelik, en David sê to all his servants, and David said to Abishai and all his servants, see how my son who came from my own body seeks my life. How much more now may be this Benjamin? Let him alone and let him curse me. En hy vloek hom. Hy is die koning, hy vloek hom. For so the Lord has ordered, it may be that the Lord will look on my affliction, omdat hierdie aan my vloek, and that the Lord will repay me with good for his cursing me this day. En hy sê vir hom, 2 Samuel 16, but the king said, what have I to do with you, sons of Zeruiah? So let him curse me, because the Lord has said to him, curse David. Who then shall I say, what have you done so? Baie keer in ons lewens wil ons het julle al agtergekom, baie lewe, ek het Vrydag met die ouens daaroor gepraat, en dit is iets wat my verskriklik gepla het. Ons lees met van Dawid, wat op 'n tyd in die grot was, en hy kyk uit na Jerusalem, en hy sê, hoe graag wil ek die waters van Jerusalem drink. En 2 van sy maatskappe gaan, en hulle is oor die 30 km, en hulle gaan in die enemy se kamp in, hulle waag hulle lewens, hulle miskien vrouens en kinders by die huis, hulle gaan waag hulle lewens op 'n Dawid water te gaan haal, dat hy hierdie water kan drink, want hy is hulle koning. Hulle bring die water na hom toe, en hy vat nie eers 'n sipie nie. Hy vat eers 'n sipie. Hy vat daai water en hy gooi dit op die grond en hy offer dit aan die Here. En dit het verlang, daai skrif het my verlang gekla. Want hierdie ouens het hulle lewens gemaak. Hierdie ouens het uit hulle pad uitgegaan om vir hom hierdie water te bring. Dit was awesome om dit vir hom te gee. At least vat 'n sippie. Moenie alles uitgooi. Vat net 'n sippie. Ek het my lewe gemaak. Ek het vrouens en kinders by die huis het my lewe gemaak. Ek gooi alles op die grond uit. En so is dit partykeer in ons lewens, dat ons vir ouens water bring en hulle gooi op die grond. Dit gebeur partykeer, ons is goed vir mense, en hulle repay nie jou goed uit. Ons gaan uit ons pad uit vir mense, maar wanneer jy moeilikheid het, vergeet hulle vir jou. Wanneer jy deur 'n moeilikheid uitgaan, is hulle nie daar nie. Partykeer wanneer jy deur 'n moeilikheid uitgaan, is jy al persoon waar is. Kom maar nou, is die mense in hierdie kerk vanoggend. Partykeer gaan jy deur goed tussen, jy het vir soveel mense goed gedoen, en dan, waar is hulle nou eweslik? Partykeer gaan jy jou pad uit, jy kry die stap vandag. Hulle gooi jou water uit. Jy het deur al hierdie goed gegaan, jy bring vir hulle die water en hulle gooi dit uit. En dis hoekom ek sê, ons moet op 'n plek op nie not retaliation. Want die woord sê, alles wat jy doen, doen dit tot eer van die Here. En baie keer in werksituasies, jou werkgewer of mense wat saam met jou werk, hulle nei jou in die rug, hulle steek jou in die rug, hulle haal jou uit, hulle is besig om hoe sê hulle die paal te wys mekaar. Hulle is besig om steel van jou kontrakte, steel, julle ken dit, kom aan mense, jy ken ons daai goeders. Ja, storiekies, sterkies. Maar in elk geval, hier sien ons in die woord, dat
dat mens partykeer, wanneer jy dan iets doen, moet dan niks terug verwag. Moet dan nie verwag, ek help jou, dan gee jy my help, en ek doen dit, jy doen dit omdat jy goeie mense is, en laat wat hulle daarmee doen, dat het tussen hulle en die Here saak wees, dat het nie meer jou plan, want die woord van die Here sê, justice belong to me, says the Lord, but klaar, dis hoe dit is, los hulle by die Here, gaan jy aan, kry jy die vrede in jou hart. Ons sien daar, in Pilatus kom by Jesus in Markus 15, en hy sê, do you answer nothing? See how many things they testify against you. But Jesus still answered nothing. Stilte is ook haar antwoord. Mense sal altyd praat. My een pastoor het eendag vir my gesê, Karel, ek wil vir jou les in die lewe leer. Ek sê, ja pastoor, en hy sê vir my, mense sal altyd praat, of het reg of verkeerd is, goed of sleg is, mense sal altyd praat. Dis deel van mense. Maar as mense nie meer oor jou praat nie, dan moet jy worry, want dan doen jy niks. En hier sien ons dat, en jy hoef nie jou te regverdig. Ek onthou, een van my professors, ek het 'n taak moes inhandig, en ek gee die taak vir haar, en ons het klas die dag, en ek handig my taak in, en ek staan voor haar, en ek handig my taak in, en sy kyk op na my, en sy sê, ja Karel, ek sê, prof, hier is my taak, en sy sê, ok, dankie, en ek staan voor haar, want eintlik wil ek net hê, scan net my taak, en sê, hier is dit like dat, dis eintlik al wat ek wil. So ek staan voor haar, en sy sê, vir my, sy sê, wil jy moet ek deur het plaat? Ek sê, ja. Ek pak al hierdie tande in my mond, pak ek uit, en gee die mooiste glimlach wat ek kan. En ek sê, ja. Want ek het baie hard gewerk aan daai taak. Sy sê, nee. En ek het nie geweet hoe het te vat nie. En ek bly daar staan, en toe pak ek eers die tande uit, en sy sê, moet ek jou antwoord op my nee? En weet jy, hoe antwoord mens dit dan? En sy sê, ek het geleer om ja te sê, of om nee te sê, maar ek hoef nie my nee te antwoord. Ek hoef nie te sê, nee, want ons voel so skuldig as ons nee sê. Dus as ek vir iemand nee sê, dan probeer ek alles my verstand te bowe gaan om nee met te reën. Nee nie nou nie, maar ek sal jy help met twee daal. Nee, ek kan nie nou nie, maar ek gaan jy, ek sal uit my pad. Nee, ek kan nie nou nie, maar vanavond 11 uur, as ons so boeg is, sal ek dan gaan in die goed vir jou stuur. Ons bly nie ons nee sê, ons nee is, en ons voel so skuldig oor een nee, dat ons alles moontlik word, nee, kom maar. En sy bly op, nee. En ek het soveel respect vir haar gehad, dat sy, dit was net haar boundary, sy sê nee, dis reg, en maand later bring sy, vir my taak, en sy sê, hier is jou goeders, en dit, en ek kyk so, en ek, toch, prof, ek het so baie by jou leer, want ons so skuldig, aan ons boundaries in ons leven sê, dat ons kan nie nee sê nie, ons voel so skuldig om nee te sê, want ons is so people's pleaser, want ons wil allemaal help. Ek lees ons woensdag aan, van my self, weet jy gaan, woensdag aan, lees ons Johannes 17, en Jesus sê, all that you have given me, I have kept, and I have kept in sight, and I have kept him in your will, except the son of perdition, Johannes 17. En ek sê vir my, en my skat op besef het, nie eers Jesus kon allemaal veilig gehou het op al in sy ministerie. Dat een weggeval, ons weet, Judas het selfmoord gepleeg, wat een weggeval, as die allemaal kan please, nie eers Jesus kon allemaal please, en as jy hom nie gekruisig het. Hoe gaan jy dit regkry om allemaal te please? En nie allemaal gaan vir jou nie, dis ook oké.
Dis partykeer 'n baie moeilike ding, want ons wil hulle oortuig, ons is eintlik baie nice. Maar dit gaan ook nie gebeur. En dis hoekom dit so belangrik is, dat partykeer ons op 'n plek moet kom waar ons op 'n plek moet kom in ons eie lewe waar ons nie in retaliation is nie, maar dat ons en nie waar uitkom nie, maar dat ons in gladness kom. All the days of the afflicted are evil, but he who is very hard has a continual faith. Alle vertalings daar, a very heart does good like medicine, but a broken spirit dries the bone. Om rond te rol op die bed, om te worry, om jou kop wat die duiwel gaan vrees geloof is dieselfde. Om te vrees is om te glo dit wat ek nie sien nie as dit reeds gebeur het. Om geloof te is om te glo dit wat ek nie sien nie as dit reeds gebeur het. Presies selfde preek is, presies selfde video, die een eindig goed en die ander een eindig sleg. Maar as dieselfde plek, daarom kom die Here en sê, pas op vir die spirit of fear, because God didn't give us a spirit of fear. Because Job staan, wat gevrees het het oor my gekom, ons kan nie daar gaan nie. So ek moet nie toelaat dat my bene uitgedroog. Ons sien, hierdie ek dink dis as ek dit Monique Bybelstudie in die oggende doen, dink ek sy wil altyd blaai na 2 Konings 4 die Shimonite woman. Maar kyk hierso, kyk wat doen die Shimonite woman. Ek het so baie uitgeleer. Mense, ek sal seker vir 'n jaar gepreek, hoor as julle my toelaat. Dit in Job 28 en 29. En 24. Hier gaan hy nou. Now, it happened. Hoor eens. So, om vrede in jou lewe te kry, moet jy discern, moet jy onderskeid kan tref. Waar is ek in die Here? Is ek in my somer, lente, herfst en winter? Jy gaan op 4 plekke in jou lewe wees. Dit kan jy garantie. Ons lewe begin altyd met Bethel. Bethel, dis jou Bethel seisoen. Dis wanneer die Here met jou praat oor jou toekoms, wanneer die Here hom openbaar aan jou, wanneer die Here met jou begin deel oor goed in jou lewe. Of die Here vir jou beloftes gee, of 'n profetiese woord of wat dit is. Dis Bethel. Almal begin op Bethel. Na Bethel kry jy wat? Jericho. Jericho is wanneer jy moet fight met die beloftes van die Here. Wanneer jy geloof moet wees. Wanneer jy deur al hierdie stappe moet gaan en hierdie goed regkry in jou lewe, wat ek vanoggend deel. Wanneer jy moet fight, dis waar Efesiërs sê, fight the good fight, fight the good fight of faith, Galasiërs sê, fight the good fight of faith, Efesiërs 6 praat oor die geestelike battle, oorlog op aarde is nie die vlees en bloed nie, dan sê die woord van die Here ook, and the promises of God is yes and amen, en dan sê die woord, for prophecy is the gift that we fight by prophecy, dan sê die woord, en ons herinner die Here aan sy beloftes. So al die goed is 'n fighting wat jy moet hê, the good fight of faith. Die Bybel praat van the good fight of faith. So hier kom ons nou en ons moet onderskeid kan tref. Goed, is ek nou in Bethel waar ek die Here besig is, ek leer myself ken, maar ek leer ook die dinge van die Here ten opsigte van my toekoms. Die tweede plek is ek in Jericho. Is ek in 'n stadium in my lewe waar ek the good fight of faith moet fight. Met myself en die vyand en areas in my lewe wat ek moet uitsorg. Dan kry ek Gilgal. Gilgal is waar die Here met heiligmaking besig is. Waar die Here pyne, smarte, seere uit jou lewe uithaal. Kom ons doen met innerlike genesing wat die Here met jou besig is. Vryspraak wat jy moet doen, mense vergewe, mense wel, mense sien. En wat jy weet, hierdie ding staan tussen my en die Here. Ek weet hierdie is 'n ding wat tussen my en die Here gaan. Gilgal. Heel laaste een is Jordan. Dis wanneer die belofte tot vervulling kom en die Here jou opvat. Nou gaan jy vra, ja, waar staan hierdie in die Bybel? As jy gaan kyk na die verhaal van Elia en Elisa, toe Elisa in die hemel opgeneem was dit die 4 plekke waar hy aangegaan het. En die 4 plekke waar hy aangegaan het was, heel eerste
Waar was dit? Bethel. Tweede plek, Jordan. Jericho. Gilgal, Jordan. Dis die 4 plekke. Somer, winter, lente, herfs. Al die seisoene in ons lewens. So partykeer is ons langer in 'n wintertyd, want jy vat lank om deur hierdie woestyn te kom. Jy is hardkoppig. Die woord sê moenie skop teen die prikkels nie. Moenie jou hart verhard vir die stem van die Heilige Gees nie. So dit kan dit wees. Maar kom ons kyk nou hierdie amazing verhaal van hierdie vrou. Now it happened one day, Elijah went to Shunem, where there was a notable woman, 2 Konings 4, vers 8 tot 11. And she persuaded him to eat some food. So it was as often as he passed by, he would turn in her to eat some food. And she said to her husband, look now, I know this is the holy man of God, who passes us by regularly. Please let us make a small upper room on the wall, and let us put a bed for him on the wall, and so shall it be, whenever he comes, he can attend him there. And it happened on that day that he came there and he turned, and he went to the upper room and lay down. So, 'n baie belangrike punt in ons lewe is om te weet waarmee is God besig. En partykeer te discern, onderskei te tref, jou gees te toets, om te weet is die regte ding. Mense, ek het al 'n keuse gemaak, Woensdag gaan daaroor gepraat. Ek het 'n beroep gekry na 'n gemeente, dit was 'n amazing gemeente, massive gemeente, groot gemeente, goeie salaris, alles gekry en ek is na daai gemeente, dit was gemeente benadering. En ek nie gebid oor nie, want dit het vir my reg gelyk, dit het vir my reg gevoel, en ek het gedink, ek bedoel ek is nog steeds in diens van die Here, maar dit is die regte ding. Ek is in daai gemeente, en dit waarvoor hulle my aangestel het, niks werk nie. Niks is gebless nie, niks is geseënd nie, ek het nie joy nie, niks werk nie uit nie. Dit is net 'n dagteer nie, niks werk uit nie. Ek probeer iets dan, ek vra die Here, bless dit, but God's not gonna bless them net. En op 'n tyd, kom maar, het is 'n profetiese diens, en die profete kom maar so verby, en hulle stap verby, en bedien almal, en hy kyk so na my, hy skit sy kop, hy skit sy kop verby, en hy stap verby, ek dink, Here, ek wil hierdie wat skit sy kop verby, ek dink, wat gaan nou, hy skit sy kop verby, en hy stap verby, ek dink, nee, dit is nie erg nie. Later, 6 maande later, is hierdie ou weer ons by ons bediening. Ek dink, hy het al vergeet vir my, want ek bedien ons so baie gemeentes, hier kom hy weer by my, en hy kyk vir my, en hy stap by my. En daai aand gaan ek huis, en ek sê, Here, wat gaan aan? Niks is gebless nie, niks werk nie, ek werk hard, ek dien hier, alles, wat gaan aan? En die Here deel met my en sê vir my, en hy gee vir my die skrif, daar is 'n pad wat lei na die regte pad, maar daai pad lei dan verderf. You're not releasable if you're not replaceable. Gaan dit wees nie. You're not releasable if you're not replaceable. What you make happen for others, others will make happen for you. So ek besef toe, ek het nooit gebid hier, en ek herken dit, mense ek herken dit, nie gebid al nie die Here gevra, ek het vir die Here gesê, ek wil dit bless. Dis, Here, ek is hierdie pad by jy moet dit bless. En sien nou, dis in die toelaatbare wil van die Here, wat baie sê, ja, maar as jy die keuse maak, om die Here dit bless, reg nie, woord van die Here sê, dit het my af, I like it for your life, choose life. Die woord van die Here wys ons, jy het die toelaatbare wil van die Here, jy het die volle wil van die Here, en jy, en partykeer sê die Here ja, partykeer sê die Here nee, en partykeer sê die Here nie, nou nie. Selfs Jesus het vir sy ma gesê, moeder is nie my tyd, so dit het veroorsaak dat ek bedank teruggaan na my ou gemeente toe, met pastoor word, hy is nou oorlede gesit, ek sê, pastoor word, ek sê, ek het misgevat.
Ek het was gevat, ek het gebid oor, ek is nie so weg, ek het gevra, julle met my bless, en ek het gegaan, en eintlik weet ek het dit eers getoets of ek vrede het nie, ek het nooit gehad, maar ek het nie vrede gehad nie, ek weet hier agter in jou kop is al so stemmetjie wat weet jy jok nou vir jouself, kom man, het iemand al so gevoel? Hoeveel mense was al op daai dan vang iemand jou met 'n koekie in die mond. Ja, dankie hoor Gerrit, dit is dan ons jy ook iets al hierdie, nou sê hierdie koekie weg. My vrou weer 10:00 in die aand, dan begin ek in haar huis rondgaan, want soek ek iets soet. Sy steek dit vir my weg. Ek verstaan vir sy gaan Kaap toe en haar besig om te gym, haar besig om hierdie kilos af te werk, ons het 'n ooreenkoms op dit en ek bel my aan, ek sê, kies my love, is nie nergens iets, ek gaan in die kar klim en bakkoekery, maar ek moet nou weer iets soets dingetjie kry, en ek weet sy steek dit weg, wat ek is het praat sy met my, sy sê, kyk hierso, sit dit maar op, en sy sê vir my in die kant, sy sê, moet ek vir jou sê, maak het wegsteek. En ek sê, wat het ek gesê? Ek sê vir, asseblief nie, ek maak baie ding leeg. So, ek het agtergekom, dat, en dis iets wat ek soveel jare moes leer, dat in sekere tye, toe daai self-betrue, kyk, maar ek het eendag vir my pa gevra, hoe weet mens of iemand suksesvol is? Wat is sukses? Is dit aan geld, status, titels, wat is sukses? En my pa sê vir my, as jy vir jouself in die spieël kyk, en jy is okay met wat jy sien. En ek dink, dit is so belangrik, en hier sien ons hierdie vrou, wat besef het, baie keer, omdat ons het gepraat, that people of honor, people of influence, destiny helpers, destiny makers, ons moet bid vir dit in ons lewens, ons moet bid vir announcers, ons moet bid vir destiny helpers, ons moet bid vir destiny makers, ons moet bid vir people of influence, om op jou pad te kom, want daai een persoon, kan jou hele lewe verander. Die 3 wyse manne, wat by Jesus was, ons sê daar's 3, as gevolg van die goud, wierook en mirre, eintlik geskiedverteller, vertel ons, daar was 3 gewees, hulle was die king announcers gewees. Ons sien selfs Jesus met Johannes, wat hom announce het, there's the land that's gonna be slain. Announcers is belangrik in ons lewens, maar ons moet weet, hierdie ontmoeting wat ek met hierdie persoon, of hierdie gesprek wat ek vandag met hierdie persoon, of hierdie persoon met wie ek nou kon hê, die Here het dit opgestel. Ek het toe, al jare terug in Kente Park, ek die voorreg gehad het om deel na die Here toe te lei, en ons pa het gekruis het, en geweet, wat dit was 'n moment of destiny, 10 jare later verbygegaan voor die eers by ons weer uitgekom het, maar dit was 'n moment of destiny, en sy het geweet, toe die profeet verbykom, she has to claim this moment, en sy gaan, en sy sê, sy gaan, en sy besluit, dat sy gaan invest, want die woord van die Here sê, where your treasure is, there will be your heart also. So sy kom en sy reël toe vir hom 'n kamer om te bly, en sy gee vir hom kos, sy bedien hom, en hier kom hy na toe, en hy sê vir hom, en hy sê toe, 2 Konings 4, say now to her, look, you have been concerned for us before this game, what can I do for you? Do you want me to speak on your behalf to the king, or to be the commander of the army? And sy sê, I dwell among my own people. Sy was okay met waar sy is, maar baie keer is daar iets binne jou wat jy jaag, wat jy weet, iets is op pad. Jy weet, wat die Heilige Gees lief vir, die Heilige Gees berei jou altyd voor vir iets wat op pad is. Wat be stretch out for, Paulus sê ook, hy sê, be stretch out for what is in front of us. En daarom, ek moet altyd, if you're not growing, you die. En dit gaan oor hoeveel keer jy geval het, die woord sê, although the righteous fall 7 times, yet he shall stand up again. Dit gaan nie of jy geval het, maar het gaan of jy opstaan. Sê hoe, harde lewe jy sal nie, as hoeveel keer jy kan opstaan. En sy gaan en sy besef, ek gaan invest in hierdie.
En so is dit oorkairig, want ons sien Wes, dat ek hierdie saad verlaat my hand, maar nie my toekoms sien, sy weet, dit wat ek gee, wat ek saai in die anointing, wat ek hier plaas, gaan iets daar voorbring. Then he said for 2 Konings 4, about this time next year, you shall embrace the son. En sy sê, no my Lord, sy het eers gevra Afrika. Sy het nog nooit 'n kind gehad, sy het gevra daarvoor. Maar partykeer, wat so great is, wanneer jy begin invest, wanneer jy expectation het, wanneer jy groot verwagting het, dan kyk die Here en dan smile die Here en dan sê, ek wil jou bless. Sê maar, ek is okay, maar ek wil jou bless. Jy invest so in die koninkryk, ek gaan jou bless. Now my Lord, man of God, do not lie to your maidservant, but the woman conceived and bore a son, when the appointed time had come of which Elijah had told him. En nou gebeur dit, en dis baie keer wat die vyand doen. Die vyand wil ons partykeer net trek. Alles gaan goed. Het jy dit agterkom, alles gaan goed, jy is alright, en dan ewe skielik net. Dis soos domino's wat val. Pop. Die ou mense het altyd gesê, slegte dinge gebeur hier. Het jy dit al gehoor? Het van julle dit al so beleef? Dit sê soos die domino, toe. Wie het al gesê, wat gaan nog verkeerd gaan? Ja, wat gaan nog verkeerd gaan? En hier gebeur dit, dat alles gaan goed. Fantasties. Kind is gebore, man van God is by haar, die anointing, die grace van die Here is op haar hand. Sy is op 'n goeie plek, emosioneel is sy op 'n goeie plek, sy is haar man is okay, alles is alright. En 2 Konings 4, en dis waar die vyand partykeer mense en ek het dit al agtergekom, ek was daar, want alles net weggevat is vir hom. Alles is net weggevat, een dag, alles net weggevat. Ek kan vir hierdie dag vertel, ek kan hierdie uur, ek kan hierdie tyd vertel, alles, Dries sal dit ook onthou, alles is net weggevat. En al die domino's wat kan, is besig om op een slag om te val. Maar hier sien ons, dat daai dag, wat baie keer met elkeen van julle gebeur het, wat jy die dag en die uur kon onthou, waar jy die maatjie onder jou uitgetrek het, die dag en die uur onthou, wanneer jou geloofslewe twyfel, wat jy dink, is daar God regtig, kan ek regtig op die Here vertrou, is die Here goeie God, as die Here goeie God is, hoekom gebeur hierdie met my? As die Here dan na my gebeur en luister, hoekom gryp die Here nie in nie? Hoekom vat dit so lank vir die Here om te gryp? Wat het ek gedoen dat dit met my gebeur? Ek is 'n goeie mens. Mense, ek onthou die dag en die uur waar daai maatjie onder my uitgetrek en die hele huis van kaarte, het in mekaar geval. Alles. En jy dink nou, wat nou? En jy naderhand bid jy nie meer met woorde nie, want jy het nie meer woorde nie. Jy sê dan, gelijk is maar mee bid. Kom maar. En hier gebeur dit hierdie vrou. Peter, ken jy dan? Gelijk is dit tussen die en hier kom hierdie vrou en haar hele wêreld val uit mekaar uit in een dag. 2 Konings 4, and he said to his father, so is al 'n groot siekte, my head. So he said to the servant, carry to his mother. Hierdie vrou is 'n amazing vrou gewees, wat ek dink sy was 'n problem solver gewees, want die pa het nie geweet wat om met die kind te doen. Maar duidelik wys dit vir my dat daai vrou moes 'n agter mekaar vrou gewees het, wat die pa sê toe vir die slaaf, vat hom na ma toe, wat in hierdie huis weet maar wat om te doen. Duidelik beteken dit dat daar sekere situasies was, wat sy al in daai huis moes hanteer het, want hoekom sou die pa dan gesê, vat hom na ma toe? Wees ons baie keer wat ek nou net toe gaan, dat ek weet, die Here het vir baie wisdom en knowledge gegee, en ek gaan tegen my vrou, wat sê jy oor hierdie situasie en ons praat, maar hier sien ek, dat die vader het nie 'n klou wat om te doen. Paniek, want slaan in, daar gebeur
gebeur dit, die kind sê, pa, my kop is seer, die pa sê, ek weet nie wat om te doen nie. Hy roep hulle in, maar die persoon wat in die rus van die Here kom, verstaan dat ek moet 'n problem solver kan wees. Ek moet nie net weet wanneer opportunities kom en dis die regte opportunities nie. Ek moet weet hoe om te soek en ek moet onderskeiding van geeste. So ek moet my issues hanteer so die Heilige Gees maklik kan werk. Maar die Heilige Gees fluister. Heilige Gees skree, Heilige Gees fluister. So kom die woord so in jou hart verhard vir die stem van die Heilige Gees. Wat hy fluister. Die duiwel skree. Die duiwel skree. Maar die Heilige Gees fluister. Hy steek daar. Goed. Saggies. Weet dat nie wat net vandag gekom het. Maar ons gaan nog gaan. Ek bloos so mense. So, daarom sê die woord van die Here in 2 Korintiërs 4 vers 20. When he had taken him, so die ma sê toe, sy weet wat om te doen in die tyd van Christus. In 2 Korintiërs 4 vers 20, when he had taken him and brought him to his mother, he sat on his stone and then died. Die kind is dood. Haar belofte wat sy van God gekry het, die blessings, die beloftes, die mense wat alles goed gegaan het, gaan so amazing goed tot eendag. Alles werk uit tot eendag. Alles loop, al jou planne kom in plek tot eendag. Jy antwoorde tot eendag. Jy weet, alles is beplan tot eendag. En hier kom daai dag wat ons almal vrees, kom toe. En die kind sterf in haar arms. And she went up. She didn't went down. Mense bereid, luister gaan op die stappe vir krisis in ons lewe. She went up. She didn't go down. Ons wil allemaal plat gaan. Hy slaan ons plat. Ons wil sê, is die situasie gebeur, hy het my plat gesaal. Hy het my in uit mekaar uitgesaal, hy het plat geval. She didn't go down, she went up. Die woord sê, she went up. And she went up and laid him on the bed of the man of God and shut the door upon him and went out. Sy het nie in depressie gegaan. Mense, ons allemaal ken die donkerte van depressie, ons allemaal ken die donkerte van donkerte op donkerte, want as jou hele huis is donker, alles is donker, my hart is donker, my verstand is donker, my omstandighede is donker, my huis is vol donker. Voel ek nie so alleen in die huis, as jy daar is dit, alles voel net uitsiekheid, die klank is net anders. But she went up. Kyk, Job 1 vers 20. Then Job arise, stole his robe, want hy sy omstandighede shaved, he said, fell to the ground and worshiped God. He went up. And he said, naked I came from my mother's womb, but naked shall I return. The Lord give and the Lord taketh. Blessed be the name of the Lord. Regardless van sy omstandighede. David, hierdie was my verskriklik. 2 Samuel 12. Then on the 7th day came to pass that the child died. David se kind sterf. Die babatjie sterf. And the servants of David were afraid to tell him that the child was dead. Op daai stadium is David besig om te vas en te bid. God aan te roep, uit te roep na die Here. Here, ek weet ek het droog gemaak. Here, ek weet ek het 'n fout gemaak. Here, ekskuus. Gaan lees Psalm 51. 'n offer wil U nie hê nie. As ek 'n offer kan bring, sal ek soveel beeste vir U wil gee. Psalm 51, maar 'n hart van verontmoediging, dit wil U hê. En hy het vir die Here gelê. En David is besig om te bid. En hy hoor hoe kyk, en hy sien hoe kyk die ouens staan, en hy hoor hulle whisper, hulle fluister staan, hoor hom. And the servants of David were afraid to tell him that the child was dead,
waar hy sê, indeed, while the child was alive, and we spoke to him and would not heed our voice, how can we tell him that a child is dead? He may do us some harm. When David saw that his servants were whispering, David perceived, onderskeiding, that the child was dead. Therefore David said to his servant, is the child dead? And they said, he is dead. So David arose, not bent down. David arose from the ground, washed, anointed his face. Dit wat baie om 'n vars salwing te kry. Terwyl jy die baba moet begrawe. Dit wat baie om op te staan, jou gesig te was en gister af te was. Baie mense loop rond met gister en hulle vertel my, pastoor, kan ek jou vertel waardeur ek die laaste 3 jaar was? Die laaste 4 jaar, laaste 5 jaar, laaste 6 jaar, laaste 7 jaar. Kan ek jou vertel waardeur ek was? Mense, everybody is skaars, ons almal het skaars. Ons almal het iets wat gesterf het. Ons almal het 'n dag wat jy moes kies to arose. Die dag wat jy moes kies om op te staan en sê, dit is so. En die woord sê, en die anointed himself, change his clothes. Hy trek hom aan vir môre. Ek het eendag vir julle in die kerk gevra, wie verkies, sal jy underdress of overdress wil wees? Kom ons toets gou weer, en almal wat hier is vanoggend. Wie sal underdress wees, en wie sal overdress wil wees? Overdress. Okay, al die overdress, steek op julle hande. Dan kry jy heerlike. Ouma, gaan jy overdress, underdress. Overdress. Okay, underdress, wie underdress? Jy wil net jou sweetklere aantrek, man. Dis wat. So die groot ding is, die rede hoekom ek dit vra is, wanneer die woord sê in die dressing self, hoe hy moes gedres het is om homself aan te trek met 'n swart sak en asbin, want hy moet in rou wees. Maar hy het die keuse gemaak, nie om aan te trek vir waar nou is. Hy het nie die keuse gemaak om aan te trek vir my situasie. He washed his face and anointed himself, nie 'n sak en as nie. Maar hy het hom geanoint vir sy volgende dag. Arise and shine, for the glory of the Lord has risen upon him. Hy het ge-arise uit daai situasie, klere aangetrek, hy was overdressed vir waar hy nou is. Die duiwel wil jou hou in die sakke, as die duiwel wil jou hou in die grot, die duiwel wil jou hou in die gat, die duiwel wil jou hou in jou verlede, en hy sal jou whisper, the child has died. He heard the whisper, maar sy reaksie, wat hulle gedink het, hy gaan hê, was anders as wat hulle, kom aan iemand hierso. Die duiwel wil die reaksie, hy whisper, dis verby. Dis verby. Spyt van ander, is verby. Is verby vir die hierdie was die harde, okay? Hy kaart het aan mekaar getabbe, hulle fladder so vir die tafel. En hulle fluister, en hulle het gefluister, dit is verby vir die oor. Maar het jy besef, hy was 'n man van onderskeiding, en he arose, was his face, was die sê, dis hoe dit nou gebeur het, dis is dit. Maar vertrou in die goedheid van die Here. Ek vertrou in die belofte wat die Here my gegee het. Hy was sy gesig. Hy anoint homself nie vir vandag nie, maar vir hom. Want hy was gesalf as koning. En hy moes homself remind, deur homself te salf. Ek anoint myself weer. Indien ek vergeet, dat ek 'n belofte van die Here het. En ek gaan my aantrek, een sak en as, want dis my nou. Maar ek gaan myself aantrek as 'n koning vir my môre. Ek dink is 'n goeie plek om amen te sê op daai. Ons sien self met Daniël.
Daniel 6 verse 10. Now when Daniel knew that the writing was signed, he went home and in his upper room with his windows open toward Jerusalem, he knelt down on his knees 3 times that day and prayed and gave God thanks before his God, as was his custom. Op daai stadium het hulle gesien, niemand mag bid nie, niemand mag tot God bid nie. Hulle moet almal die koning aanbid. En om die koning te aanbid, kon veroorsaak is dat hulle in die tronk gegooi gaan word, wat ons al gesien het, sy vriende is in die vuur gegooi en hy is in die leeuhok gegooi en alle goed. Maar hy het eerder sy vensters oopgemaak en gebid, sodat vrees nie binne kan wees. Want dit sal nou amazing wees om die deure toe te maak en te bid, want niemand gaan weet nie. Maar hy het eerder toegelaat dat vrees nie in my huis inkom nie. Ek maak die vensters oop, come what might. En hy kyk en die woord sê en facing Jerusalem, the windows open towards Jerusalem, daar staan nie, hoor gegoeis, hoor, mense hoor het hoor, daar staan nie en hy maak die vensters oop, dankie my skatebal, hy maak die vensters oop na die sonsopkoms, of daar die ooste, of die weste, of daar die noorde syde, daar staan Jerusalem, en terwyl ek bezig is om die preek uitgewerk, hoekom sal hy sy vensters oop op daar Jerusalem? Want hy weet dat hy 'n covenant het met die God van Jerusalem. So sy vensters is oop, te midde van die vrees wat in die stad aangaan. Bid hy met vensters wat oop is. Terwyl vrees in die strate is sy mind gefees op die belofte en die covenant wat hy met die Here het. Om af te sluit. Jesaja staan daar, Jesaja 26 vers 3. You will keep him in perfect peace, whose mind is safe on you, because he's trusting you. Well, he will keep you in perfect peace. Al maak die waters toe, whose mind is safe on you, because he trusts in you. Hoor wat sê Jesaja 60. Arise from depression, frustration in which circumstances have kept you, not let you go, kept you. There's a prison. Rise to a new life. Shine, be radiant with the glory of the Lord, for your light has come. Nou 2 Korintiërs 4 vers 21. Geef my 5 minute, sluit ek af. 2 Korintiërs 4 vers 21. En ek moes hierdie baie my lewe leer en hierdie is so kosbaar. Put a lid on your crosses. And she went up and laid him on the bed of the man of God. Hoekom het so bo by die man van God se bed gehad, want sy het 'n covenant met daai man gehad en God. Sy het hom nie onder in die kelder gesit. And she shut the door on him and went out. And she went out. Started and she ran to her husband and tell him what went wrong. En ek bedoel, dis mos dan, weer die man al die kind is dood. Nee, hy het so in haar kamer gesit. Nee, started and she started weeping and crying and shouting. Nee, and she closed the door. En dis baie keer wat met ons gebeur, wanneer iets in ons lewens gebeur, maak ons die Here oop, en ons wil vir almal sit wat in ons lewe aangaan, en ons wil moan en skree en gil en groan en moan en alles, en ons sien dit by die kinders van Israel, Numeri 14, and all the children of Israel complained against Moses and Aaron. Dis lekker om te maak. Mense, ek het al gesien by so klink of ek baie nou is maar, by Kentucky, jy kry nou al fast foods, dis maar fast foods doen. Jy ry met jou kar, jy sit jou bestelling in, jy gee jou geldjie, wat jy en daar wat jou kos is deur. Maar dan iemand voor my
my nog sal bou, omdat dit nog lang vat, dan dink ek, meneer, as jy dit by jou huis gemaak het, sou dit nog lang, dis fast foods al klaar. Wees bly dis fast foods, of dit nou al nog 3 minute of 4 minute of 5, die mense klaar oor fast food, mense klaar, het jy al die e-mail gestuur, wees bly, dit nog met pos om aflewer, en al die goeders nie, al die goed is al klaar vinnig, alles is, jou e-mails, al die goed is klaar, hier is op by jou, maar allemaal kom dinge nog vinnig gereed, en ons hou van complein, ons hou nog van om te bou, mense hou, my skat, weet jy, mense hou van om te bou, mense daar, wat in lijn, daar is mense wat hou van om te bou, can I speak to the manager, please? Do you know who I am? Nou, sy tell you, en dan vertel hulle wie hulle is. Where's the manager? I am the manager. So, die sê die woord vir Here, en hulle gemaak. Maar hoor wat sê daar, dis Psalm 142, I poured out my complaint before him. I declare before him my trouble. En iets wat ek moes leer, wat baie moeilik vir my was, is om 'n lid op my mond te sit. To pull myself up in the wind. To go up, not down. To go up, not out. To go up. Boerelid, maak die deur toe. Nie vertel al jou bure nie. Maar bestaan nie, maak die venster vir sê, hy lief voor al die bure, dat ek, maar hoor wat sê David, I poured out my complaint before him, and I declared before him my trouble, but I still build myself up in him. Ek gaan nog steeds in die Here, en ek vertrou hom. Job 21 sê, as for me, is my complaint against man? If it were, why should I not be impatient? Jacobus sê, for we all stumble in many things. If anyone does not stumble in word, he is a perfect man, also to bribe and brittle the whole body. Wat doen die vrou? Then she called to her husband and said, where is it? She called to her husband and said, wat het sy gesê? Please send me one of the young men and one of the donkeys, that I may run to the man of God and come back. Jy gaan eers na die Here toe. Jy gaan nie na jou buurman, jou buurvrou, partykeer jou man, partykeer jou kinders, klein kinders, alle, sy run, het sy vir die man gesê, ons, wat is vrouwens? Sy eerste, sy die deur toegemaak en toe maak sy die deur van haar emoties toe. Gesê, ja, dat is een tafel vrou hierdie. Nee, ek dink sy moet besef in hierdie krisis. Hoe gaan ek in hierdie krisis reageer? Die woord sê, sy het hom opgevat, sy, terwyl sy hom opvat, het sy gesê, hoor jy met jouself daar achter mekaar hier so kry, opgegaan, deur toegemaak, ek het gesê, Dion, dankie, deur toegemaak, en by hom aangestaan, en een oplossing kry my, ek vertrou, nie my vraag nie, ek kan hier nie nou antwoord nie, want as ek jou nou antwoord, gaan ek jou uit my emoties uit antwoord, gaan ek jou uit my seer uit antwoord, gaan ek uit my ongeloof uit antwoord, gaan ek sê, die dinge kom nie recht nie, ek kan nie vertrou wat nou uitkom, want wat nou gaan uitkom is die emoties, en ek is bang die Here sê, my be according to your confession. Ek kan nie nou praat, ek sal later met jou praat. Dus vriendin, jy is so op my hart, is alles oké. My vriendin, ek kan nie nou met jou praat nie. Ek sal môre met jou praat. Is alles oké? Ja, kom ek wys jou. So sy gaan, then she called to her husband and said, please send me young man
and one of the donkeys, that I may run to the man of God and come back. So the husband said, where are you? Why are you going to? Natuurlijk, altyd ons baas wat so nuuskierig is. It's now the new moon of the Sabbath, and she said, it is well. Joe, man, it's nie, it is well nie. Die kind is dood. Pa weet nog nie, die kind is dood. Sy sê, it is well. It is well with my soul. It is well with me. It's well with us. It's well with our son. Ek gaan nou na God toe. Ek kan nie, I've got a letter on it. It is well. Is it regtig wel? Sy het geprofesy oor haar situasie. Sy het geprofesy oor haarself. Sy het hoop in haarself opgebid. Sy kan nie met ongeloof by die man van God aankom nie. Kan nie met ongeloof by die catch the fire aankom nie. Come on. Spreuke 18 sê, death and life in the power of the tongue. Nou, kom sy aan en sy sê vir die ou met die wa, go straight, do not slacken the pace. Moet dit terughou, jy gaan voortoe. Paulus sê ook, strek uit wat voor my is, ek finish the race, ek gaan voortoe, ek hou aan voortoe gaan. Sy sê, van pak die wa, gaan voortoe. En baie keer wil ons die wa pak, ons gaan nie vooruit nie, ons chase nie, ons jaag nie, ons is nie, en as die woord sê, knock, and keep on knocking, shout, and keep on shouting, ask, and keep on asking. Ons gaan, Here, die woord sê, ask, keep on asking, beteken, hou aan, pleit, stel jou saam, bring jou saam, knock, seek, he who seeks will find. Maar ons begin soek en daar ons op. Ons begin, maar dan hou ons net op. Nee, die Here kom nie vir my deur nie. En nee, ek gaan nou kerk nie, dan kom jy 2 of 3 keer kerk en dan hou jy op kerk kom. Nee, kerk is nie antwoord, nie my antwoord gekry. Wie weet of het miskien volgende week gaan deurbreek. Maar nou het jy opgegee. En dan gee ons op die Here ook op. Dan maak jou lewe en ja, nou die Here die eer kom jy. Party met gee sy 10de 1 maand en dan met die Here, al die vrees vir die Here, maar die Here kyk in jou hart en sê, ek gaan jou toets in die goeie dinge waar jy staat is jou hart. Is it not, are you asking, as you keep on asking, are you seeking, are you keep on seeking? Sy het nie eers gestry nie, maar hier kom het, en sy het voortoe gegaan, en sy sê van drive, come forward, en dis wat Paulus sê in Filippense 3, I press towards the goal, ek gaan voortoe, sy sê van do not slacken, 2 Korintiërs 4:24, do not slacken your pace, moenie momente verloor nie, moenie struikel nie, moenie val nie, moenie jou momente verloor. Bes as ons God begin soek hierdie nuwe jaar en ons begin indruk vir dit wat beweeg, ons kan nie momente verloor nie. Ek kan nie momente verloor by gebedstyd nie. Ek kan nie momente verloor om in te druk nie. Ek kan nie momente verloor om 3-4 dienste in die kerk te mis. Ek kan nie momente verloor om die regte dinge reg te doen nie. Ek kan nie momente verloor om te bly op te teen. En hier sien ons in 2 Korintiërs 4:29 sien Elisa haar aankom en hy stuur Gehasie na haar toe en hy sê, hy stap in sy hand en hy kom by haar en hy vra vir haar. Hy vra vir haar, is alles oké? Gaan dit goed met jou? Gaan dit goed met die kind? En sy sê, it is well. En hy sê vir Gehasie, get yourself ready, take my staff in your hand, be on your way. And the mother of the child said, as long as the Lord lives, as your soul lives, I will not leave you. So he arose and followed her. En die woord van die Here sê, he went in, shut the door behind the two of them and prayed to the Lord. In 2 Korintiërs 4 lees ons, dat vers 34 lees ons, en hier is so amazing, en hy bid vir die kind het sy oog oopgemaak, en die kind het geleef, en die woord van die Here sê, en hy sê van, gaan weg, hier kom hongersnood vir 'n hele paar jaar, kry jou familie weg, van die laaitjie weg en alles,
Maar kyk hoe amazing is die Here, en ek is regtig klaar hiermee. En ons lees dat Elisa vir haar 2 Konings afgesê het, gaan weg. Arise and go, you and your household, but stay wherever you can, for the Lord has called for a famine, and it will come upon the land for 7 years. 7 years. 7 dag wat God gerus het. So sy het in die rus van die Here ingegaan. The rule of God, the establishment of God, the separation of God, en dan die triumph of God. As dit nie tyd om daarin te gaan nie. Maar kyk hoe eindig haar lewe. Op die 7de jaar kom sy terug. En op die dag wat sy terugkom, sien ons dat die profeet met die Here gepraat het. Gehazi praat met die koning. En terwyl hy met die koning praat, vertel hy die koning vir wat aangegaan het in Elisa se lewe. Hier is dit. 2 Konings 8 vers 1 tot 6. Die Here, hoor nou die onderskeiding, sy het in die rus van die Here ingegaan, sy het die rule en reign van die Here ingegaan. En in 2 Konings 8 vers 1 tot 6 gebeur dit dat sy kom op daai dag, en ek bid dit oor elkeen van julle hierso. Ek bid dit oor elkeen van julle hierso. Dat op daai dag gebeur dit dat sy alles verloor, haar kind is herstel, sy is weg. Terwyl sy weg is, gebeur dit dat op die stadium is sy vir 7 jaar weg, sy verloor haar land, sy verloor haar huis, sy verloor haar plaas, sy verloor die werkers, alles wat daar is. Sy kom in die koningse paleis om petisie by die koning te maak, om haar land waar terug te gee. En die woord van die Here sê, en daai oomblik, en ek bid dit vir jou, the timing of the Lord, op daai oomblik, staan Gehazi en hy vertel vir die koning, van die vrou wie se kind uit die dood uit opgewek. En toe hy opkyk, sien hy hier is die vrou. En hy sê, koning, my magtig, hier is die vrou, op dieselfde minuut, dieselfde sekonde, 7 jaar later. Come on! Hoe is dit net per toeval? En hy sê, hier is sy. En die koning vra, waar is dit jy? En sy sê, ja. En hy sê, alles wat jy verloor het in hierdie 7 jaar, elke dag, elke ding wat jy verloor het, sal vir jou terugbesorg wees. En alles wat jy verloor het in hierdie 7 jaar, gee ek vir jou dubbel terug. Jou land, jou werkers, alles word vir jou teruggegee. Gaan in vrede. Ek spreek oor julle almal uit en almal wat luister. Mag jy as jy in die rus van die Here ingaan, may you get double for all the trouble that you went through. Mag dit wat jy verloor het 7voudig terugkom. Maar mag jy in hierdie stadium, mag ek vir jou bid to go up and within, to go forward and shut the door. En baie keer is dit die moeilikste ding. Shut the door, shut your mouth. Shut the door om met almal alles te bespreek. Shut the door om alles te probeer uitvlieg. But hold yourself up in the Lord. Was jou gesig. Ek wil hierdie woord vir iemand wat inluister, spreek het, oor die gemeente spreek. Was jou gesig. Gaan was gesig van jou af. Gaan al die crunch uit jou hand. Gaan anoint yourself. Kry weer the joy of gladness. He anoints my hand for war. Begin weer te fight. Begin weer op te bou en gaan trek jou aan. Want waar jy nou is nie waar jy moet wees. Stretch out that lies before me. Not behind me. En kom uit jou grotte. Amen. Dankie vir almal wat ingeluister het. Dankie vir julle blessings. Dankie vir julle wat so saai in hierdie ministry. Mag die Here
vir julle in oorvloed seën. Ons waardeer julle. Dankie. Kom ons share hierdie boodskap. Kom ons like dit, gaan like ons page. Word deel van ons community. Word deel van ons family. Ons waardeer julle. Seën en oorvloed vir julle. Amen.